Amen, dit is wonderlik die leiding van die Heilige Gees en hoe die Here elkeen lei en hoe hy ook met ons spreek. En die Here het vanoggend begin om met ons te spreek oor die grense wat ons 'n bietjie skuif. Ons skuif maklik grense rond, maar die Here is getrou want hy kan nie die grense los waar dit is nie. Die Here moet die grense weer regtrek. Party se grense is hopeloos te wyd, sien nie eers die rivier raak nie, en die ander se grense is so nou kamp in die rivier. En dan is dit die rivier se skuld as die kamp daarmee heen is. Maar die Here kom en hy gee weer vir ons perspektief en hy gee vir ons weer rigting en hy kom stel dinge reg. Ons broer Hannes kom en hy kom praat met ons oor die werking van die Heilige Gees in ons en die ruimte wat ons moet maak vir die Here se Gees. En die Here het my besig daarmee gehou om dit nou prakties te vat en te sê, okay, nou maar wat moet ons nou daarmee maak? Want soos jy al agterkom het, ek is 'n praktiese mens. En as ek 'n ding lekker verstaan, dan kan ek ook vir iemand anders vertel. Nou in die moderne tyd waarin ons is dit so dat die mens maak baie dinge wat baie gerieflik is. Maar ons hou daarvan, net soos 'n mikrogolfoond, dis baie gerieflik. As jy iets wil warm maak, jy hoef nie 'n stoof aan te steek nie. En so is daar baie dinge wat al hoe meer gerieflik raak. En so het hulle ook gimnasiums gemaak en in die gimnasiums het hulle baie masjiene wat daar is. Nou, dis nie 'n plek wat ek besoek nie, want ek hou nie van sport of enigiets nie, maar daar is mense wat baie gereeld so intoe gaan. Nou, onder andere in 'n gimnasium kry jy 'n trapmeel of 'n treadmill, soos hulle sê. Dit is nou eintlik 'n nagemaakte stukkie pad. Dit is maar wat dit is. So as jy nou na die gimnasium toe gaan en jy begin nou hardloop op hierdie trapmeel, dan het jy al die simptome wat jy sou hê as jy andersins sou gehardloop het. Jy gaan moeg word en jou asem gaan blaas en jou hart gaan vinniger pomp en jy gaan sweet en jy gaan al hierdie dinge gaan met jou gebeur. En ek het al gesien van hierdie masjiene is nogal regtig duur. Ek het een gesien wat vreeslik oulik is. Hy het so 'n skerm in die voorkant en soos jy hardloop, so beweeg so amper soos 'n simulator beweeg die beeld nou hier voor jou en dan hardloop jy nou lekker en die goed is nogal slim. Jy kan vir hulle ook 'n terrein gee. Hy gaan bietjie moeiliker en bietjie makliker wees en so volg dit nou die terrein. Nou, dis eintlik wonderlik, so 'n trapmeel. Nou ek kry geen kommissie vandag vir hierdie promosie wat ek doen vir trapmeel. Is nie so, jy hoef nie bekommerd te wees daaroor nie. Maar wat ons kan sê van hierdie trapmeel is ongelooflik gerieflik. Nou wanneer dit reën, kan jy gaan hardloop. En as dit verskriklik koud is, kan jy ook gaan hardloop. Daar's net een probleem met so 'n trapmeel. Jy kom nêrens nie. As jy 'n uur lank gehardloop het en jy klim af, is jy nog net waar jy was. Jy het nêrens heen gevorder nie. Ons kan amper sê jy het niks bereik nie. En as ek nou hierdie trapmeel vat as voorbeeld en ek pas dit nou toe 'n klein bietjie in die gees, dan kan 'n mens amper vra nou maar, wat is die doel daarvan om te hardloop? Ek dink as ons teruggaan na die Here se woord toe, gaan ons nogal redelik die doel van hardloop kry. So in die Here se woord het hulle hardlopers gehad om 'n boodskap af te lewer. Die een koning stuur 'n hardloper na iemand anders toe. En dan het hulle gehardloop en daai manne was fiks. Ek dink hulle het kilometers gehardloop. So hulle het sulke klein marathons op hulle eie gedoen. Daar is baie keer waar hulle hardloop na 'n geveg toe of hardloop weg van 'n geveg af, afhangend van watter kant jy staan. Maar daar was altyd 'n doel gewees hoekom jy hardloop, want jy moes 'n bestemming bereik. Dit was die doel van hardloop. So as jy hardloop, dan hardloop jy vir die rede om 'n bestemming van een of ander aard te bereik. Nou as 'n mens kyk na die trapmeel Christen en jy kyk na die pad Christen, dan is daar 'n baie groot verskil tussen hierdie twee Christene, die een wat op sy trapmeel hardloop en die ander een wat op die pad hardloop. En dit is waarna ek vandag wil kyk, want ek dink wat ons moet doen is, ons moet net weer terugkom by die vraag, nou maar, hoekom hardloop ons? Ek dink baie van ons het vergeet, hoekom ons enigstens hardloop. Hoekom los ons dit nie maar net nie? Maar hoekom hardloop ons? Hoekom gaan ons kerk toe? Om watter rede? Hoekom sing ons liede? Hoekom bid ons? Hoekom is daar uitreike? Hoekom is daar evangelisasie? Hoekom is daar Bybelstudies? Hoekom is daar gemeentesorg en so kan ons aanhou? Hoekom is al daai goed daar? Moet ons nie 'n slag vir ons net vra, maar hoekom doen ons dit nie? Wat is die rede nou eintlik? En ons gaan terug na
Johannes 15 vers 16. Nou, as jy daar wil oopslaan, dan vat ons Johannes 15 vers 16 en ons maak soos my broer en ons kleer hom so stukkie in. Want as ons met hom klaar is, gaan ons agterkom na wat ons nou eintlik moet doen. As ons dan nou 'n klein bietjie vergeet het, en ek praat altyd heeltyd met myself, want dit is 'n herinnering vir ons elkeen, dit is ook 'n herinnering vir my, om te weet hoekom ons dinge doen, wat ons doen. Wat is die rede? Johannes 15 vers 16. Julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies. Net eers tot daar. Die feit dat ons hier is, die feit dat ons 'n Christen is, die feit dat ons die Here dien, was nie ons keuse nie. In die eerste plek nie. Dit was in die eerste plek die Here se plan gewees. Dit was sy plan vir redding. Hy het heel eerste gekom, hy het al vir ons gesterf toe ons nog nie eens gebore was nie. Toe het hy ons al geken, want hy's almagtig, hy's ewig tot ewig. Daar is dinge wat die Here gedoen het, juis om ons redding te bewerkstellig. Daarmee het ons hom nie uitverkies nie, hy het ons heel eerste, het hy ons verkies. Daar is baie mense met wie dit eintlik baie goed gaan, wat nie regtig die Here sal volg, selfs al kies hy hulle nie. Want as dit verskriklik baie goed gaan, en daar is lande in die wêreld waar dit baie goed gaan, dan het hulle nie die Here nodig nie, want hulle het nie 'n probleem nie. Daar is baie mense wat die Here nie gaan kies nie, weens die gebondenheid of die agtergrond wat hulle het. Maar of hulle nou die Here gaan kies of aanneem of nie, die feit van die saak is, die Here kies eerste. Hy sê vir mense, kom na my toe. En dan as hy jou nou uitverkies het, en jy het nou hierdie uitverkiesing aangeneem, nou is ek is nou 'n kind van die Here, ek het hom nou aangeneem. Dan gaan ons verder, Johannes 15 vers 16, julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en aangestel. So dit is nie net om, sê maar, die evangelie te hoor en nou neem ek Jesus aan nie, ek is nou 'n Christen en dan gaan staan ek op my trapmeel. Want nou gaan ek nêrens nie, dan sê die Here, nee, maar jy gaan nou nie kan doen wat jy moet doen as jy op jou trapmeel staan nie, want jy is aangestel. There's an appointment to be ordained. Met ander woorde, jy het 'n werk gekry. Hy het jou gekies, jy het dit aangeneem, nou het hy vir jou werk gegee. Daai werk moet ons nou verder lees, en dan sê hy, julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitgekies en aangestel, om wat? Om vrug te gaan dra. So nou het jy werk gekry, en jy moet iets doen daarmee. Om net eenmalig vrug te dra, is ook nie goed genoeg nie. Dit is glad nie die Here se bedoeling nie. As ons nou 'n bietjie verder lees daar, om vrug te dra, en dat julle vrug kan bly. Hierdie is iets wat nou begin, die Here het jou uitgekies, jy het hom aangeneem, hy het jou werk gegee, hy het jou aangestel, hierdie is nou jou werk. Jy moet vrug dra, en daai vrug moet aanhou. As ons kyk na vrugte in die normale lewe, dan is daar seisoene. In die winter kry jy lemoene, en in die somer kry jy waterlemoene. Elkeen het sy seisoen. As daai vrugte nie betyds geëet word nie, dan raak die spulletjie vrot. Dan kan jy ook niks daarmee doen nie. Elke seisoen kry jy iets anders. Maar dis nie die soort vrug wat die Here in gedagte gehad het nie, want hy gesê, die vrug wat jy dra, moet aanhou. Hy het nie seisoene gekoppel nie, hy het nie 'n tydperk gekoppel, hy het net gesê, dit moet aanhou. Die vrugte wat die Here van ons verwag om te dra, en wat hy ons gegee het, is natuurlik alles wat ons in sy woord kan kry. Ons kan nou Galasiërs 5:22 kan ons gebruik, ons kan die genadegawes gebruik, ons kan die bedieninge gebruik, 1 Korintiërs 12 en Efesiërs 4, wat ons alles lees, waarmee die Here ons nou toegerus is, wat hy jou gegee het, om wat te doen? Om vrug te dra. En dan is dit nie waar dit stop nie, net by die vrug, wat nou moet aanhou nie. Dan lees ons nog verder. Dan sê hy, sodat, goed, wat moet ons nou met al hierdie dinge maak? Sodat, wat julle die Vader ook al in my naam vra, hy julle dit kan gee. In hierdie derde gedeelte is daar daai een sinnetjie, wat vreeslik baie mense uithaal, die res uitlos, net hierdie een sinnetjie gebruik, en dan sê, maar ek kan die Here enigiets vra, en hy gaan my enige iets gee.
Daai een enkele sin kan nie op sy eie staan nie, dit is deel van dit wat ons nou vooraf gelees het. Daai een enkele sin het niks daarmee te doen, dat jy nou vir die Here vra, Here, gee nou vir my 'n groot huis, want ek wil ook een hê nie, en woeps, daar het jy een, of Here, ek wil ook 'n Ferrari hê, en woeps, daar staan die Ferrari, niks daarmee te doen nie. Dit het alles te doen met die werk wat jy het, om vrug te dra, dit is waaroor dit gaan nie oor iets anders nie. En nou kom daar die onderskeid tussen die trapmeel-Christen en die pad-Christen. Die een wat op die pad hardloop, en die ander een wat besig is om te hardloop en nêrens te kom nie. Hy het op sy trapmeel gaan staan en begin hardloop. En die probleem wat daar is tussen die twee, is gerief. Dit is baie makliker om op 'n trapmeel te hardloop, as wat dit is om op die pad te hardloop. Op die trapmeel gaan jy nie nat reën nie, maar op die pad gaan jy nat reën. Op die trapmeel gaan jy nie koud kry nie, maar op die pad gaan jy koud kry. Op die trapmeel is daar geen gevare wat verbykom nie. Op die pad is daar nogal redelik baie gevare wat verbykom. En dit is die trapmeel-Christen wat graag hierdie laaste sinnetjie gebruik, want die eerste stukkie pas nie lekker nie, en die laaste stukkie wat sê, jy kan nou die Here enige iets vra en hy gaan dit vir jou gee. Ek wil nie sukkel nie, Here, help my, want ek wil nie sukkel nie, help my hiermee. Baie mense kom by ons, dan sê hulle vir ons, en dit nou al oor jare gebeur, julle moet nou bid dat so en so gebeur. Dan dink ek, okay, maar so en so sal bloot hulle ongerief hulle oplos. Daai bid wat laat so en so gebeur, gaan nie maak dat daai mense veel meer vrug dra nie. Nee, hulle wil net nie sukkel nie, is eintlik maar alwaaroor dit gaan. Here, ek hou nie van sukkel nie, help my net ophou sukkel. En dan gaan dit wonderlik. Prys die Here, hy is goed. So is daar baie dinge waarvoor die Here gebid moet word, wat niks met die vrug te doen het nie, maar dit het alles daarmee gedoen, om nie te sukkel nie, om nie swaar te kry nie, om nie probleme te hê nie. Here, my geld is te min, U moet dit nou vir my meer maak, want ek sukkel. Here, ek hou nie van sukkel nie, ek hou nie van swaar kry nie, nou kan ek mos die Here bid, nou gaan hy my lot verander, hy gaan nou vir my dinge gee. Hy gaan bloot die trapmeel vir my makliker laat hardloop. Dan vra 'n mens, is dit die doel hoekom ons dan die Here moet dien? Ons het dit gelees. Hy het gelees, die doel hoekom ons hier is, die doel hoekom jy 'n Christen is om vrug te dra, vrug wat aanhou en aanhou. Dis die doel, dis die rede. In Paulus se dae was daar ook al trapmeele gewees, ek weet nie of jy het geweet het nie. In Paulus se dae die mense het dit ook gehad. En Paulus het presies gesien wat die probleem hier is. Hy het gesien wat aangaan, Hebreërs 5, vers 12 tot 14. En as jy wil saam lees, dan lees ons Hebreërs 5, vers 12 tot 14 met redelike aandag. Hebreërs 5, vers 12 sê, want hoewel julle, met wie praat hy? Hy praat met die Christene wat gered is. Hy praat nie met die ongelowiges hier nie. Hy praat met die geredde Christene, hy praat met die gemeente. Hy sê, want hoewel julle, as geredde Christene, vanweë die tyd, leraars behoort te wees. Wie? Hulle, die gemeente. Hulle moet wat wees? Hulle moet leraars wees. Wow. Nee, dis 'n werk wat net vir die dominees en die pastore geld. Dit geld mos nie vir my nie, dis nie wat die Here se woord sê nie. Hy sê dit geld vir julle as gemeente. Leraars behoort te wees, het julle, die gemeente, weer nodig, dat 'n mens julle wat? Die eerste beginsels leer. Hoeveel mense is daar wat al jare Christene is, wat nou nog nie die eerste beginsels weet nie? Weet dit net nie. Maar hy was veronderstel om dit te weet. Van die woorde van God moet leer. En julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie. Hoeveel keer moet ons nou nog voorbegin? Ons moes al lankal daar gewees het, maar kort moet ons voorbegin, sê Paulus. Want elkeen wat melk gebruik is, onervare. Julle het die probleem. Onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is. Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit deur gewoonte geoefen. O aarde. Paulus verstaan, 'n trapmeel-Christen. Hier staan hy geskryf. Want die trapmeel-Christen doen niks van hierdie goed nie. Hulle het nog nêrens heen gevorder nie. Hulle moes al leraars gewees het. Hulle moes al geestesvermoëns gehad het. En al hierdie dinge sou hulle gehad het
in gewoonte geoefen, nie op die trapmeel nie, op die pad, as die pad gehardloop sou gewees het. As jy hierdie dinge het, dan het jy vrug wat aanhou, wat nie seisoonaal is nie, wat nie vrot word nie, maar vrug wat gedra word, die ewigheid in. Daar was nog so 'n trapmeel Christen, maar ons kan nou nie op die stadium, of op daardie stadium Christen noem nie, maar daar was 'n jong man, so 'n Joodse jong man. Hy het ook 'n trapmeel gehad, hy was baie ryk, so hy het seker een van hierdie gehad met daai skerms wat so vir jou wys waar jy hardloop. En hier kom hierdie jong man, Matteus 19 vers 16, daar kom een na hom en sê vir hom, dis nou die jong man praat met Jesus, hy sê, goeie meester, watter goeie ding moet ek doen, dat ek die ewige lewe kan hê? Uit die konteks kan ons sien, dit is 'n Joodse jongman, hy het die wet van Moses geken, en hy het daai wet baie mooi onderhou, hierdie was regtig 'n voorbeeldige seun gewees, jy kon nie fout vind met sy lewe nie. Vers 17, en hy, dit is Jesus, sê vir hom, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe een, naamlik God. Maar as jy die ewige lewe wil ingaan, onderhou die gebooie. Die Here begin met die basics, hy begin met die basiese dinge, hy sê goed, die goeie dinge wat van die Here afkom, is sy gebooie. Nou vra die jong man wat? Jesus antwoord hom, die 10 gebooie, dit wat God gegee het, en wat God gegee het is goed. Jesus nou net gesê, net God is goed. So dit wat hy gegee het is goeie dinge. Nou sê hy, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, eer jou vader, jou moeder, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En as 'n mens uit hierdie jongman se oogpunt kyk, dan was dit nie baie moeilik nie, dit was eintlik vir hom redelik maklik, want hy sê, ek het al hierdie goed gedoen, ok, kom daar nog iets kort, nou kom die moeilike een. Jesus sê vir hom in vers 21, as jy volmaak wil wees, ons kan amper sê, as jy dan nou blywende vrug wil dra, hier's die resep. Gaan verkoop jou goed en gee dit vir die armes. Jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom hier, volg my. O God, dit is nie wat hy wou gehoor het nie. En wat gebeur? Toe die jong man die woord hoor, het hy bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Ons kan amper sê, hierdie jong man het 'n baie groot gerieflike trapmeel gehad. Want in die gerief van sy trapmeel, omdat hy nêrens gekom het, as ons nou geestelik daarna kyk nie, dan het hy ook eintlik nie veel dinge gedoen waarin hy die wet wat gegee was sou oortree nie. As hy heeldag in sy huis sit, sou hy nie in die buitekant rondgeloop het om iemand dood te slaan of kwaad aan te doen of iets anders te begeer nie, want hy bly in die gerief van sy woning. Nou sê die Here vir hom, maar jy sal nou van jou trapmeel moet afklim en dan sal jy nou vir my moet begin volg. En wat gaan dit vir hom beteken? Ek weet nie of hy dit vinnig bedink het nie, maar vir hom gaan dit beteken, as hy nou vir Jesus moet volg, dan gaan hy nie meer weet waar hy vanaand slaap nie. Hy gaan nie weet wat hy volgende eet nie. Hy gaan geen besittings hê of 'n huis om op terug te val as hierdie saak nou nie uitwerk nie. Hy gaan geen sekuriteit meer hê nie. Hy gaan die onbekende moet inloop, sonder dat hy weet waarheen hy loop. Hy sal die Here blindelings moet vertrou en agter hom aanloop. Vir hom is dit eintlik oukei as Jesus die onbekende inloop. Dis vir hom oukei as Jesus nie 'n slaapplek het nie, soos wat hy gesê het, hy het nie eers 'n plek om sy kop neer te lê nie. Dis vir hom oukei as Jesus nie weet wat hy volgende gaan eet nie. Dis vir hom oukei as Jesus nie aardse sekuriteit het nie, maar hierdie dinge geld nie vir my nie. Want vir my is dit baie geriefliker op my trapmeel. En wat doen hy? Hy draai om en hy gaan terug. Want hy het nie kans gesien om van sy trapmeel af te klim nie. En agter Jesus aan te loop nie. Met alles wat die uitdagings is, wat daarmee saamgaan, het hy daarvan nie kans gesien nie. Om van jou trapmeel af te klim en dan te doen wat Jesus gesê het jy moet doen, is om dan vrug te dra waarin die Vader verskriklik baie belangstel. Ek het net een versie uitgehaal uit Johannes 15 uit. Die hele Johannes 15
gaan oor die vrug wat jy dra, en dit gaan oor die Vader wat die landbouer is, en wat verskriklik belangstel in jou enkele vruggie wat jy dra. Hy sien, my kind, jy doen goed, maar jy moet meer doen, hier is 'n waterloot, kom ons knip 'n stukkie af, eina is seer. Dis goed vir jou dat dit seer is, dan kan daar meer vrug kom, en meer vrug. En ou vrugte knip die Vader af, eina dis seer, ja, maar daai is nie goeie vrugte nie, jy moet beter vrug dra, dis 'n proses. Paulus het die proses verstaan, hy sê, julle moes al geoefend gewees het in die gees, julle moes al gevorder het, maar julle is nog steeds by die begin, julle is nog steeds by die basics, julle kom niks verder as dit nie. En dan gaan ons nou terug, en dan kan ons vra, hierdie laaste gedeelte van Johannes 15 vers 16, julle het my nie uitverkies nie, ek het julle uitverkies en julle aangestel, hier is jou werk, om vrug te dra, dis wat jy moet doen met jou werk, dat jou vrug blywend kan wees, dit moet ewigheidswaarde hê, sodat, nou hierdie stukkie, wat julle die Vader ook al in my naam vra, hy julle dit sal gee. As ons nou 'n bietjie gekyk het, wat sê die vorige paar woorde? Wat is jou werk? Hoekom is jy 'n Christen? Hoekom volg jy Here? Wat is jy veronderstel om te doen? Dan klim jy van jou trapmeel af, en dan begin jy die Here vra, of jy begin die Vader vra in Jesus se naam, dis wat hy sê, as jy die Vader vra in my naam, dan is dit, Vader, help my om vrug te dra. Help my om my tekkies aan te trek en die pad aan te durf. Help my om weg te kom van my eie gerief af. Help my om te groei. Help my om geestesvermoëns te ontwikkel. Help my om 'n leraar te word. Help my om u woord te verstaan. Daar's baie mense wat sê, ag, ek lees nie eintlik Bybel nie, want ek verstaan nie wat daar aangaan nie. Dis nie wat Paulus gesê het nie. Hy het gesê, julle moes lankal leraars gewees het. Ons het nie verskoning as ek sê, maar ek verstaan nie die Bybel nie. Die Here verwag van ons om al leraars te wees. Leraars wat almal voor in die kerk staan en preek? Nee. Leraars wat die evangelie van Christus uitdra. Is elkeen wat vanmôre hier sit in staat om van niks af by 'n sondaar te gaan staan en die evangelie vir hom uit te lê van begin tot einde dat hy verstaan? Elkeen wat vanmôre hier sit. Is elkeen wat vanmôre hier sit in staat om Jesus se evangelie vir 'n sondaar te vertel? Ek wil nie vra jy moet hande opsteek nie. Vra jouself. Vra jouself, as jy nou te staan kom voor 'n persoon wat op hierdie stadium verlore is jy in staat om die evangelie vir daai persoon te gee? As daardie persoon sê, ek wil my hart vir die Here gee, hoe moet ek nou maak? Is jy in staat om hom te sê wat om te maak? Is jy in staat om saam met daardie persoon, soos wat 'n mens sê, die sondaarsgebed te doen? Ok, as jy dan nie weet hoe om te bid nie, ek sal voorbid, bid net agter my aan. Is jy in staat om dit te doen? Vra jouself vanmôre die vraag. Is jy in staat om dit te doen? As jy nie in staat is om dit te doen nie, is jy nie nog op 'n trapmeel nie. Moes jy al lankal so geoefen gewees het en gevorder gewees het in die Here se woord en in die Gees, dat jy in staat is om daai vrug van die evangelie van Christus uit te dra vir iemand te gee nie. Ek wil amper sê, as daar iemand is wat nie in staat is nie, dan sal ons eintlik graag daarvan wil weet. Want ons het 'n evangelisasie bediening, wat jou toerus en in staat stel om dit te doen. Ons het dit. Die Here het ons toegerus, kom ons rus weer iemand anders toe, om in staat te wees, om uit te gaan en daai evangelie te gaan versprei. En, as 'n mens klein bietjie daaroor dink, jy sal dit nooit reg kry op 'n trapmeel nie, want, omdat jy nie op die pad is nie, kruis jy nooit die sondaar nie. Jy kruis nie die mense wat probleme het nie. Jy sien nie die ellende raak nie. Jy beleef niks van die dinge wat in ander mense se lewens aangaan nie. Jy weet nie dat daar nood is nie. Jy weet nie dat daar tekort is nie. Jy weet nie van mense wat siek is nie. Hoekom nie? Want jy sien hulle nooit nie. Hoekom nie? Nie is op 'n trapmeel, dis hoekom. Op die pad kruis 'n mens hierdie mense. As jy op die pad hardloop, dan sien jy, hier is ellende. Soos wat jy hardloop, sien jy, maar hier is nood. Here, hier is iemand wat geval het. Hier is iemand wat hulp nodig het. Hier is een wie se hand ek moet optel.
net weer oplig. Hier is een wat gestruikel het, wat ek moet optel. As ons op 'n trapmeel hardloop, sal jy daai dinge nooit weet nie. En die vrug wat hy jou voor aangestel het, dis 'n aanstelling. Hier is jou werk. Jou werk het 'n titel. Jy moet vrug dra. As ons op 'n trapmeel is, sal ons nooit daarby uitkom nie, nooit. Maar as ons op die pad hardloop, sal die Here ons help. En as ons kort kom, dan sê hy, vra vir my en ek sal jou gee wat jy nodig het. Ons is nooit alleen nie. Die Here het vir ons gegee. Hy verwag van ons dinge, maar hy het ons ook toegerus. En ons moet dit net gebruik. Amen.